heerlike lofliedere waarna ons dan ook vir die Here steeds kan vra om sy liefde en sy lig in hierdie wêreld steeds sigbaar te maak. En weet julle hoe? Onder andere ook deur mense soos ek en jy, dat die Here vir ons waardig ag om deel van sy taakspan op aarde te wees, om 'n verskil te maak in die wêreld, sy liefde die wêreld in te dra. So die groot voorreg om vanmôre 2 van ons kerkraadslede te bevestig, en ek wil daarom vra dat Roe de Tooy asseblief vorentoe sal kom, en Stefan Gronder. Roe word vir die eerste keer op die kerkraad verkies. Werk so in ons gemeente dat jy op die kerkraad verkies word vir 'n termyn van 2 jaar, en dan daarna weer herkiesbaar is. En ek wil nou regtig waar sê, as ek nou kyk vanmôre, mag ek nou maar so 2 jaar terug gaan, Stefan, jy gaan nou nie opgee dat ek net na 2 jaar gelede verwys, nie na wat jy dink ek na verwys nie, want ek het baie lekker naby Stefan hulle gekuier in die aand. Maar kom ons dink aan, dis 2 jaar gelede, was ons op vlak 5 van Kuier. Ek is regtig, Stefan, ek so onder korreksie, ek kan nie eens onthou die elektronies bevestig is of in liggaam, maar vanmôre is ons dan hier saam. En daarom ook vir Stefan van die volgende termyn van 2 jaar baie baie welkom vir jou, Roe, want dit ons die eerste keer ontmoet het. Dit is net so lekker, as ons praat van lig wat skyn in die wêreld en liefde wat uitgedra word en uitgedra kan word. Baie dankie dat jy nou ook opweer, bereid is saam met julle gesin om ook hierdie taak te aanvaar. Ek sê altyd, onthou wanneer 'n man op die kerkraad gekies of bevestig word, of 'n vrou, dan is dit nie net hierdie persoon die hele gesin is daarmee saam. En ons het regtig 'n baie besondere span. Ons dank die Here ook vir die gawes wat hy vir ons gee. En daarom vanmôre weer, onthou dat die Here van die begin af mense geroep het en 'n diens gestel het om sy koninkryk uit te bou. Jesus verseker vir sy disippels met die woorde, soos die Vader my gestuur, stuur ek julle ook. Diegene wat God roep tot sy diens, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle die dienswerk kan doen. En daarom weer eens, hierdie ou groot waarheid. Die Here roep nie net bekwame mense nie. Die Here maak ons bekwaam. Daarom kan ons leef en groei dan ook. Daarom word vir julle saam met die ander lede van die kerkraad toevertrou die opbou van die gemeente, die geestelike versorging van die gemeente, die ondersteuning van die leraar, die toerusting van die gemeente en medeverantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. Die gemeente is natuurlik nie net na binne gerig nie, en dis inderdaad een van die sake waar ons die Here nooit genoeg voor kan dank, dat ons 'n gemeente is, wat weet ons word geseën om te seën, en daarom is daar nie net verantwoordelikheid na binne in die gemeente nie, maar ook die verantwoordelikheid om God se koninkryk elke dag in die wêreld uit te brei en sy liefde sigbaar te maak vir almal. Dan baie belangrik, volgens die voorbeeld van Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet hierdie taak uitgevoer word. En daarom wil ek vra dat julle asseblief op die volgende vrae sal antwoord. In die eerste plek, erken julle dat die Here self julle tot hierdie taak geroep het? Dat hy vir julle toerus, julle wil gebruik, en julle die geleentheid het om ook, soos wat hier vervat is, maar selfs nog meer is dit, dan ook 'n bydrae te kan lewer in sy koninkryk, maar ook op hierdie amptelike manier as kerkraadslid. Aanvaar julle verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Dis nogal 'n groot voorreg. Natuurlik ook 'n verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Om die Here se wil te soek en dit te kan doen. Hierop hart op julle antwoord asseblief. Ja. Stefan? Ja. Gemeente, ek wil vra dat die saam met my asseblief sal bid. Ons het die gebruik om mense vorentoe te roep, maar met COVID en al die, ons kan nou nie al die kerkraadslede vra om dan vanmôre vorentoe te kom nie. En daarom wil ek asseblief vra dat hulle saam met my dan ook sal bid. Ons goeie Here en Hemelse Vader, ons dankie dat ons môre ook dan weer kan beleef hoe U self ook die span by Parkrein aanvul. En dankie ook dat ons vir U eer kan gee daarvoor dat ons ook 'n bepaalde wissel kan hê. Vir Roe wat nou vir die eerste keer op die kerkraad dien en vir Stefan al vir die tweede termyn. Baie dankie Here vir hulle bereidwilligheid. Dankie vir hulle gehoorsaamheid aan U en veral dan ook die gawes wat U vir hulle gee. En dat hulle ook kan weet dat om op die kerkraad te dien beteken letterlik om te dien en nie te heers nie. Nie in 'n bepaalde posisie van mag te wees nie, maar met die voorbeeld van Christus diensknegte te kan wees. Baie dankie dat ons vir hulle met hulle gesinne kan bid. Dankie dat ons op Parkrein kan bid. En steeds kan vra vir die goddelike leiding, dat die lig en die liefde wat U dan ook in die wêreld wil laat versprei, dat U dit in en deur met elkeen van ons kan doen, en besonder ook met hulle.
Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam mag bid. Amen. Broer, baie geluk, baie welkom hierso. En Stefan, welkom weer eens. Dankie. Ons tema vanmôre is as Jesus na mense sou luister. Daarom wil ek vra dat jy asseblief saam met my sal blaai na Markus 11 en ek het gesien dat die lertjies wat ons uitgee vandag vir Palm Sondag, onder andere ook aan die Johannes beskrywing dan daaraan aandag gee. So ek wil vandag staan stil by die Markus se beskrywing daarvan. Miskien net meer so 'n stukkie agtergrond, want ek dink dit is altyd baie goed om te weet. Julle weet natuurlik dat Markus die eerste evangelie is wat geskryf is. Ja, die tweede in die Bybel is Markus die eerste geskryf. Markus skryf op 'n baie interessante manier, en dan kom Lukas en Matteus, en hulle kom skryf ook elkeen met 'n eie aksent. Hulle maak nogal baie van Markus gebruik, maar ook, julle sal sien dat altyd van die evangelies baie anders is as Markus en is, want daar baie dinge wat hulle dan byvoeg. Die Johannes evangelie word heel wat later geskryf. Weerens met 'n eie klem, met 'n boodskap. Elkeen van die evangelies vertel vir ons van Jesus se lewe, van wat hy op aarde gedoen het. En daarom is ons so gelukkig dat ons 4 van hulle het. Dat ons van verskillende hoeke af ook daarna kan kyk. Vanmôre dan uit Markus 11. Ons doen net 'n kort gebed om vir die Here te dankie te sê dat ons ook die Bybel in ons hande kan hou. Hemelse Vader, ons sit aan die voete om te kan luister en te kan hoor. En besonder diep bewus dan op hierdie Palm Sondag. Om te kan weet dat die begin van die heilige week dan ook op hierdie manier geskied het. Dankie Here dat ons 'n Bybel in Afrikaans kan hê en dankie dat ons daarin kan lees en daarin kan leer, selfs nog by verskillende vertalings, sommer in Afrikaans maar ook in ander tale. Dat ons daarom ook dan nog steeds meer en meer kan hoor wat U vir ons elkeen sê. Here, U weet dat eintlik vir elkeen van ons wat dalk vanmôre so saam in die kerk is hierdie baie bekende gedeelte. En U is die Here wat hierdie wonderlike vermoë deur die Heilige Gees om die bekende gedeeltes vir ons nuut te maak. Daarom wil ons vra dat U dit asseblief ook weer vanmôre aan elkeen van ons sal seën. Ons bid dit in Jesus se naam van U. Amen. Markus 11. En eintlik as ons nou tyd gehad het, ons by Markus 10 in die hele hoofstuk gelees het. Oor die ryke man, oor Jesus wat deur sy dood aankondig. Oor Jakobus en Johannes wat vra wie van hulle kan op spesiale plekke in die hemel saam met Jesus wees. Dis die agtergrond. Dis die dinge waarmee Jesus te doen gehad het, maar hy is doelgerig, is hy op pad Golgotha toe. En daarom vers 1 van hoofstuk 11, toe hulle naby Bethlehem kom by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. As iemand van julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig. En hy sal hom gou weer terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê: "Waarom maak julle die donkie los?" En hulle het geantwoord soos Jesus gesê het. En daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom. En Jesus het opgeklim. Baie mense, dis baie belangrik, baie mense het hulle klere op die pad oopgegooi. En party het groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het uitgeroep. En hier nou baie belangrik, ek gaan dit net op die skerm ook wys in die skrifgedeelte. Alles met uitroeptekens. Prys hom. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. En dan 'n baie belangrike vers, wat eintlik so 'n bruggie is na die volgende gebeure. Want hier is verskriklik belangrik en gewaaide gedeeltes in die Markus Evangelie. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag, toe hy die 12 weer na Betanië toe gegaan het.
Van vers 12 al word vir ons beskryf wat die volgende dag dan gebeur. En onder andere die vervloeking van 'n vyeboom. Ek hoop julle kom agter vanmôre dat uit hierdie absolute ryk gedeeltes in die evangelie ook vanmôre net 'n uittreksel, 'n keuse gemaak, 'n seleksie. En daarom broers en susters, kinders, weet, hierdie is die woord van die Here. Jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Ek het nie gebed vir ons voorgegaan, want ek is oortuig daarvan dat ons hierdie gedeelte vanmôre nie vir die eerste keer hoor nie. Trouwens, dis eintlik reg dat ons elke jaar met Palm Sondag, die ander evangelies beskryf dat daar nie net takkies afgetrek is, maar palms. En hier was 'n groot geleentheid met baie mense gewees. En hierdie palms, miskien nou net sê hoe ons in die gemeente dan werk, dat ons hierdie palms nou sal vat, en hulle sal hou hier in die lava. En as hulle uitgedroog is, gaan ons dit verbrand. En as ons dit verbrand, dan vat ons die as van hierdie palms. En ek gaan daarmee meer sê, onthou, die laaste 2 jaar was dit nie altyd moontlik gewees nie. So as jy die afgelope jaar sy as Woensdag askruis op jou hand of op jou voorkop gehad het, en hy so 'n bietjie geruik na braaivleis, dit was braaivleis gewees. Dis die as wat ons toe gebruik het. Maar die regte gebruik is eintlik om die palms se as te gebruik. En as Woensdag is wanneer die lydenstyd van Jesus begin. Daarom, die Sondag na as Woensdag in die gemeente het ons die gebruik. Ek vertel maar net nie vir almal, en ook van julle wat dit ervaar en beleef het, om vorentoe te kom, en dan ook hier die kruis, of op jou hand of op jou voorkop, soos jy dit wil hê. Ons word herinner daaraan. Ons afhanklikheid van die Here, wat hy vir ons elkeen gedoen het. So, hierdie is, as die Here wil, natuurlik weer 'n proses wat nou voortgaan hier die palms as, sonder met die volgende as Woensdag, as die Here wil, tot dat 23 dan weer daarvoor gebruik word. Hierdie gedeelte begin vir ons te sê dat ons net vanaf weer deur die skrifgedeelte gaan en dat ons hom op skerm kan sien, want dit is baie goed dat ons dit herhaal. En dit is as hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betanië op die Olyfberg, en die van julle wat in Jerusalem was, die sal weet die Olyfberg is eintlik langs die Sionsberg. Daar's nie 'n plek beter om te gaan kyk na Jerusalem en die ou Jerusalem, en veral dan ook die tempel, wat nou eintlik nie vandag met die tempel is, as jy op die Olyfberg staan, en hierdie en al sy glorie, soos wat die Psalm sê, die Sionsberg, waar die tempel is. Wanneer hulle dan by Betanië en Betfage gekom, het hy dan knap daar langsal is, stuur Jesus 2 van sy disippels, en die disippels het al agtergekom, as Jesus vir jou opdrag gee, dan doen jy dit, of verstaan jy dit nie? Want hulle word die opdrag gegee om na die dorp te gaan en 'n donkie te gaan haal, wat daar vasgemaak is. 'n Donkie op wie niemand nog ooit gery het nie. En laat ons sommer dadelik vir mekaar sê, hier is nogal 'n baie belangrike boodskap en 'n sleutel vir die verstaan hiervan, en ons besef dat dit 'n donkie was. Maak hom los en bring hom hier. En dan sê Jesus, as iemand vir jou sê, wat doen julle nou? Dan moet julle sê, die Here het hom nodig, hy gaan hom weer terugstuur. Ook hier die donkie het 'n rol te speel in die geskiedenis van die koninkryk van God. Daaroor kan 'n mens dalk nogal baie maak. 'n Donkie het ook 'n rol gespeel in die koninkryk van God. Hulle het gegaan 'n jong donkie gekry wat vasgemaak is, hulle het hom losgemaak. Mense het hulle gevra, waarom maak julle hom los? En dan het hulle geantwoord soos wat Jesus vir hulle gesê het, en daarna die mense het laat begin. En as hulle die donkie na Jesus toe bring, sê op hom sit op die donkie, Jesus klim op. Mense het hulle klere op die pad gegooi. Op pad na Jerusalem, na die Sionsberg. En die wat voorgeloop het, en ek kom terug na hierdie gedeelte om te sê, baie belangrik wat sing hulle. Jy kan dit nie mis nie. Prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. As jy jou Bybel so vat en jy blaai terug na die eerste hoofstuk van Markus, dan sal jy sien dat Markus, dat sy evangelie op 'n unieke manier begin, dat Markus vir ons beskryf dat wat is Jesus
se intreepreek op aarde. Jesus se intreepreek op aarde, die eerste wat hy met mense deel, is, bekeer julle, van die koninkryk van God het na my gekom. Hier word weer gepraat, so die koninkryk was 'n baie groot begrip gewees, maar dit was 'n baie belangrike gelaaide term gewees vir die Jode. En daarom, hier die koninkryk van Dawid, ons kom daarna terug. In die eerste plek, en ek gaan 4 opmerkings môre oor hierdie gedeelte maak, in die eerste plek het ons mekaar sê, dat hierdie 'n baie groot gebeurtenis was. Letterlik en figuurlik 'n baie groot gebeurtenis is. Die laaste week van Jesus se openbare optrede op aarde, breek aan. As jy die evangelies gaan lees en sal jy agterkom hoe daar op 'n manier, dat wanneer Jesus in Judea, die provinsie in die suide is, en selfs deur Samaria by tye gaan, wat ongehoord was vir daardie tyd, maar ook in Galilea, die noordelike provinsie, hoe hy op 'n stadium doelgerig begin terugwerk na Jerusalem in Judea. Natuurlik, die meeste werk wat Jesus doen, dit besef mense dalk nie altyd nie. Die meeste werk en wonderwerke wat Jesus gedoen het, het hy nie in Judea gedoen, in Jerusalem waar die tempel is nie, maar in Galilea. En onthou ons het vir mekaar vroeër gesê, Jesaja het ons gesê, Galilea, daar waar die heidene woon. En so werk God. Die eerste wondertekens wat gedoen word nie in Jerusalem gedoen, word nie in Judea gedoen nie. Dit word op 'n klein dorpie met die naam van Kana, waar Jesus water in wyn verander. Dit wat ons verlede week met mekaar kon deel, wat ons kinders ons so pragtig opgevoed het. Daar's nie televisie nie, daar's nie mense met selfoonfone of wat ook al wat dit die wêreld kan instuur nie. Dis hoe Jesus werk, dis hoe God werk, baie keer onder die radar. Ons sou baie keer dink jy met maksimum blootstelling ons daar hieruit kry. Jy moet die meeste mense kan bereik. Dis mos waaroor televisie gaan vandag, is dit nie? Ek luister na al hierdie programme wat hulle sê, dit gaan nie oor wat anders as oor die kykergetalle nie. Maak nie saak wat die inhoud van jou programme is nie, dit gaan oor jou getalle. Dis nie van God. Hy het nooit gegaan oor getalle nie. En Jesus presies dieselfde. Maar wanneer hierdie as 'n groot gebeurtenis letterlik en figuurlik beskryf word, eers laat ons dan letterlik is dit 'n groot geleentheid. Want hier's mense wat van oor het hulle gekom uit die destydse wêreld. Hulle kom Jerusalem toe vir die Paasfees. 'n weeklange fees wat in Jerusalem plaasvind. En wat daar by die tempel, daar's baie mense, daar's baie besoekers. Ek het gister net gehoor, mag sê, terwyl die Amerikaanse meesters golftoernooi aan die gang is daar in Augusta, is daar klaar blyklik mense, waar al die mense wat daar in die omgewing daar bly, hulle almal gaan kuier by hulle vriende en verkoop hulle huis, hulle verhuur hulle huise vir belaglike bedrae. Vir mense om nou daar te bly met hierdie groot gebeurtenis nou in die golfwêreld. Die verskil in Jerusalem met die Paasfees was dat die mense wat plaaslik gebly het, nie pad gegee nie, hulle het ook daar gebly. So dit word, daar's baie mense. Daar's baie mense en dis 'n opwinding wat daarmee gepaard gaan. En binne God se plan ook 'n baie groot geleentheid dat juis in hierdie Paasfees gebeure en niemand weet wat lê voor. Nee, maar Jesus weet. En onthou nou, hy het by 3 geleenthede van sy disippels gesê wat lê voor. Hulle steur hulle nie eens meer daaraan. Die eerste keer was hulle ontstel as hy sê dat hy sy dood aankondig. Die derde keer, ons het dit al gehoor. Soos wat kinders baie keer sê, asseblief pa, ons het dit al gehoor. Sê hulle ook, ons het dit al gehoor. Groot gebeurtenis ook binne God se plan. Want Jesus is op Golgotha na kruis. Dit wat ons met mekaar as die Here op Vrydag weer kan deel. Daar is baie verwagtinge by mense. Hierdie Jesus, mag ek dit vanmôre sê, was nogal 'n kontroversiële figuur. Jesus het die rus kom verstoor. Hy het kom dinge sê en dinge doen, waarvan die kerkmense nie gehou het nie. Daar was baie wette wat hulle self gemaak het. En dan het Jesus nie die gebruike van hulle tyd ingegaan. 'n Paar voorbeelde noem. 'n weduwee se seun sterf. Jesus gaan en hy vat aan die draagbaar. Die oomblik wat aan die draagbaar vat, word hy onrein en mag hy in die tempel toe gaan. Maar hy doen dit, want hierdie weduwee se behoefte is groter as dit. Hy word genooi na etes toe van baie belangrike mense, maar hy gaan eet ook saam met tollenaars, straatvrouens, sondaars. Hy assosieer met hulle. Jesus
het van sy ergste gesprekke, en dis wat in hierdie week dan ook hierna plaasvind, sy ergste strijdgesprekke met die kerkmense gehad van daardie tyd. Want kerkmense het daardie stadium gedink, hulle het die hele kerk wees en God onder kiel en toom. Hulle het dit onder beheer, maar hulle het nie met God rekening gehou Christus. In 'n ander manier. Maar hierdie mense, wanneer hulle, en nou weet ons mos dat daar, hoe werk dit in hierdie wêreld, dat daar baie keer 'n massa hysterika is. Ek wil nou vir julle eerlikwaar sê, ek kyk baie keer na die laat-aan-programme in Amerika, en dan is daar mense wat 'n stelling kwytraak, wat 'n mens eintlik baie keer jou bloed laat stop, en dan klap almal in die voorhande daarvan. As dit ware enige iets wat nou erg kontroversieel is, of wat jy nie in 'n ander gesprek kan sê nie, en as jy dit gehoor het, en as die kameras op jou is, en dan klap aan mense hande. Die punt wat ek wil maak is, ons almal ken massa hysterie. Ons almal weet hoe 'n groep nogal mense kan beïnvloed. Hoe mense om deel van die span te wees, dan sal ons nou maar daarvan deel wees. Hierdie opgewondenheid was wel zeer sekerlik 'n baie gewilde geleentheid gewees wanneer hulle dan hoor dat Jesus op 'n donkie, 'n nederige dier, 'n dier eintlik van vrede teenoor 'n perd, waarop die generaals en die wenners en so uiteindelik dan al die Romeinse soldate gery het. Sien, daar was al klaar die sleutel hierin gewees, dis 'n donkie. Maar niemand het op hierdie donkie gery. Dis hoe Jesus Jerusalem binnery. Hierdie mense sien dit, hulle hoor dit, dis aansteeklik. Ewe skielik wanneer jy daar in Jerusalem is en jy hoor wat is besig om te gebeur, hier's 'n lawaai, en wat is hierdie lawaai? Hier is hierdie Jesus van wie ons al gehoor het, ons van hom gehoor in Galilea, selfs die ouens in Samaria het van hom gehoor, die ouens hier in Judea het van hom gehoor, hulle almal het al van hom gehoor, en hy het wonderlike dinge al gedoen, hy het baie wondertekens gedoen. Hy het baie mense ontstel ook, maar okay, dis nie waaroor dit nou gaan. Nou kom mense uit die huis uit, en wat het hulle klere? En hulle gooi dit op die pad, en hulle breek takke af en palms, en hulle waai dit, en hulle sê, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom. Jesus is op hierdie oomblik baie gewild. Hy's baie gewild. Hy's vleibel op die day. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat in die kom is. Nie een van hierdie mense wat dit sing, weet hoe was die koninkryk in Dawid se tyd gewees nie. Want hulle was nie daar nie. Maar hulle weet in Dawid se tyd, die eerste koning was Saul, die tweede koning was Dawid, en die derde koning was Salomo. In Dawid se tyd was al die oorloë eintlik klaar gevoer gewees, totdat Saul die grootste koninkryk gehad het op daardie stadium, dat mense na hulle toe gekom het. Israel was die aantrekkingskrag. Hulle was die middelpunt gewees, mense het na hulle toe gekom. En daarom verwag hulle dan ook, want hulle weet dat die Messias gaan kom, en hy kom uit die stam van Dawid, en Dawid wat hierdie veldslae en hierdie oorloë, die voorbereidende deel vir 'n wonderlike rustige deel daarna, en heersers, en as hulle baas, en nie die Romeine wat op die oomblik die baas is nie. En heers oor die wêreld. Daarom om Dawid hier te noem met dubbele betekenis. Die een is dat God sy woord hou en gesê dat hy sy seun, dat hy die Messias sal stuur uit die stam van Dawid. Maar wat Dawid gedoen het, was om ouens op 'n plekke te sit. Dit het begin by Goliat. En daarna, hoeveel van die volke wat verslaan is. Hierdie mense het dit gehoor, van geslag tot geslag is oorvertel. Daar was baie lank tussen die heel laaste boek in die Bybel, van Malagi tot Matteus, is daar baie lang, honderde jare, so stilte. En ewe skielik is Jesus hier, en prys hom in die hoogste hemel, wat hy kom van God af. En ons sou vanmôre kan sê, wow, en dis mooi, dis wonderlik. Hierdie verwagting wat hulle van Jesus het, by die stam van Dawid, iets groots lê voor. Ek is seker daarvan, baie mense het gekyk, het hy ergens 'n wapen? Het hy 'n swaard? Het hy 'n spies? Het hy iets? Want dis wat ons verwag hy gaan doen. Broers en susters, en laat ons sommer net gou vanmôre vir mekaar net 'n vinnige opmerking hieroor maak. Een van die grootste probleme wat 'n mens in ons lewens, in ons geloofslewens kan hê, is dat ons bepaalde verwagtinge van God het, wanneer die verwagtinge by ons ontstaan. Wanneer ons baie keer 'n teksvers uit die Bybel uitvat, baie keer uit konteks uit, en 'n bepaalde verwagting het, dat God nou vir my moet reg staan. En dat mense baie keer vir God baie kwaad is, wanneer God nie is, soos wat ons wil hê hy moet wees. Wanneer God nie doen wat ek wil hê hy moet doen nie.
Baie kwaad is wanneer hy nie doen, wanneer ek dit wil hê, dit moet doen. Here, die tyd loop uit. Verwagtinge is 'n vreemde ding. Ons moet net onthou, waar is die verwagtinge van uitgekweek? En as die verwagtinge gekweek is, nie dat dit van God afkom nie, kan jy daar probleme hê, soos wat hier inderdaad die probleme was. En daarom is die atmosfeer is aansteeklik. Dis lekker. Dis mense wat juig. Ons sien dit ons by sport en spanne en wat ook al. Ek het natuurlik altyd, daar's een ding wat ek in die lewe, daar's klomp wat ek nie verstaan nie, maar daar's een ding wat ek nie verstaan nie. En dit is wanneer daar 'n nuwe regerder byvoorbeeld in 'n land, en mag ek nou maar die voorbeeld van Zimbabwe op so 'n paar jaar gelede gebruik. Mense dans in die strate. Hierdie een is weg, die nuwe ene kom. Nou kom die groot krokodil, dis nog erger vir hulle. Maar op daai stadium dans en ek weet nie met 'n waarom hierdie feesvieringe daar sou. Want die vrede omnigtering tref hulle later. Maar dit lyk vir my mense nog op 'n baie keer behoefte om fees te vier en bly te wees en nog oor goed te wees. Wanneer ons vreugde vanuit die Here ons spreek, is die regte vreugde. En daarom hierdie mense, en die interessante daarvan is as jy hoef wat Matteus gaan lees, wanneer daar dan gesê word, maak hierdie mense stil, dat Jesus dan sê, as jy hierdie mense stil maak, sal hulle klop uit. Daar sê er geen lig. Een van die grootste waarhede wat ons met mekaar kan deel in die woord van die Here, is dit gehoorsaamheid. Baie keer teenoor gewildheid staan. As Jesus na mense sou luister. Ek is seker daarvan dat jy al die ervaring gehad het dat 'n mens by 'n komediant kom wat met opvoeding besig is, of met 'n aanbieder, en lag vir 'n paar grappies, maar die komediant het agtergekom, dis baie beter om die groep te betrek, om die gehoor, en maak sulke grappies, party van hulle is briljant daarmee. My kinders het nie oupas gehad nie, want al die oupas was al dood gewees, maar ons het 'n familie dit gehad, en kan ek gaan maar sê oom Jan, wat nie sy naam was nie. En ons het baie keer daar gaan kuier, sodanig sodat my kinders selfs tot op hoërskool was, dat hulle gesê het, ons wil ten minste 1 keer 'n maand gaan kuier ons by oom Jan op 'n Vrydag aand. Want oom Jan kon 'n storie vertel, soos jy nie kan glo. En as oom Jan eers gesien dat hy gehoor het, dan het oom Jan na die volgende oorgegaan. Hy het nie dat feite in die pad staan van 'n goeie storie nie. As jy skade daar het en mense hang aan jou lippe, dan maak jy die remme los, dan gaan jy. Ek wonder of ons besef dat Jesus in hierdie bepaalde versoeking ook weer is, om uiteindelik met al hierdie mense wat so feeslik en so opgewerk is, dat Jesus kan sê, kom ek doen wat hulle wil hê. En wat sou dan gebeur het? Dit sou soos 'n T-aansluiting in die pad gewees het. In plaas van om daardie rigting te gaan, daardie rigting te gaan. Om te doen wat mense wil hê, is 'n enorme, belangrike, gevaarlike saak in die kerk van die Here Jesus. Want geen kerk is 'n demokrasie nie. Kerk is 'n teokrasie. Teokrasie beteken dat God die hoof van die kerk is. En dat wanneer ons wil kyk wat Christendom regtig is en hoe ons as Christen in hierdie wêreld moet leef en moet wees, kyk na Jesus, nie na mense nie. Paulus is baie duidelik daaroor en baie ander ook wat sê, moet nie na my kyk nie. Ons moet nie na mense kyk nie. Ons moet in die eerste plek na Jesus kyk. Maar ons almal is nog besig in 'n proses om vir Jesus te volg. In hierdie wêreld waar ons tree vir tree Christendom uitleef. En Jesus wys by hierdie geleentheid, het jy agtergekom dat Jesus niks sê vir hierdie mense. Jy kan nie vandag 'n televisie aansit en daar ergens is een of ander opstaan. En daar staan iemand met een van hierdie groot luidsprekers. En as hy nie net een van daai het nie, dan met hulle groot luidsprekers op die trokke. En 'n klankstelsel wat skrik van niks. En hulle skree bepaalde woorde uit en hulle sweep mense op daarmee. Is niks snaaks nie. As ek mos in die Tweede Wêreldoorlog ook gesien voor die oorlog. Hitler dit gedoen het. Hoe mense dit vandag nog doen. Wanneer daardie leier moet net die regte goeie sê, moet net die regte goeie skree. En mense raak omtrent waansinnig. Jesus sê niks. Jesus sê niks, want hierdie mense slaan die spyker op die kop wanneer hulle sê dat die koninkryk van God kom, maar hierdie koninkryk van God is nie die koninkryk wat hulle verwag het nie.
As Jesus hier na mense sou luister, sou daar nie 'n kruis gewees het. As dit dalk baie ander mense gesterf het in die oorlog teenoor die Romeine, en dalk het hulle die Romeine verslaan. En wat sou dit gehelp? Dit sou nog nie vir jou en vir my verlossing by God bewerk word nie. Dit sou nog nie vir ons in Romeine 5 se woorde vrye toegang tot die Vader bewerk het nie. Want die enigste manier waarop vrye toegang tot die Vader bewerk word, was nie om die Romeine te verslaan nie, maar dat Jesus aan die kruis sterf. En vir elkeen vandag hierso. Hierdie gemeente het 'n pragtige kruis en as jy die silwer sirkel daar simboliseer die leë graf. Want hy gaan nie net sterf en hy gaan ook opstaan. En daarom is dit so belangrik dat ons sal weet. Dat ons in hierdie wêreld baie keer hierdie besluit moet maak. Om aan God gehoorsaam te wees, boet jy baie jou gewildheid aan mense in. Jy dink ek oordryf van wees asseblief 2 Timoteus 4. Maar Paulus het Timoteus skryf en sê, jy sal met mense te doen kry dat vir hulle leermeesters, dominees, by mekaar gaan maak, wat gaan sê wat hulle hoor. Ek kan nog 'n paar ander voorbeelde doen. Ek dink ons weet waar dit gaan. Niemand weet wat wag op hierdie stadium Vrydag nie, maar Jesus weet. En daarom, hier is 'n skitterende, absolute skitterende spotprentjie. Tekenprentjie is dalk die beter ene daarvan. 2 skapies. Hierdie ou is nogal 'n geskenk met die Here gee. Maar baie keer dat hy sprokiesprente oor skrifgedeeltes in die Bybel en hy gebruik baie sy skapies. En dan sê die een skapie vir die ander een, love of the rain, the palms, the people, the praise, die groot opwinding wat daarmee gepaard gaan. En dan vra die ander skapie vir hom, even if it leads to the cross. En dan sê die ene, I'm not thinking about that right now. Terwyl ek in die oomblik is, wil nie nou aan 'n kruis dink. Maar jy moet aan 'n kruis dink. Want ons weet elkeen in hierdie wêreld dat dinge ook aanbeweeg dat dit voortgaan. En daarom wil ek afsluit om te sê, hier is geen keer meer nie. Wanneer Jesus op 'n donkie in Jerusalem inry, kom ons wees eerlik, die aandag van die mense het. Nou wat ek gesê dat was sy reaksie, dan wat ek gesê dat was hulle reaksie. Maar ek dink dit was nogal 'n groot teleurstelling geweest van die ouens. Kan jy net jouself in die jy sit ja hier saam met jou gesin. En hier is ons besig om takke te swaai en ons is almal mee saam. En Jesus gaan hier dan gaan staan by die tempel, ek gaan nou die teks opsit. En hy gaan staan daar by die tempel. En dan gaan hy huis toe. Hy gaan terug Betanië toe. Daai aand aan etenstafel, wat sê jy vir jou familie? Wow, het ons het gemis. Ons hoop maar hier is die inleiding vir iets goeds of wat ook al, maar wat ons het dit alles wat die tafel was ons vandag gedek geweest. Ons weet dat wanneer die momentum opgebou word, moet jy nie met momentum laat val nie. Maar die momentum is verby. Want Jesus het Jerusalem toe gegaan, tempel toe gegaan, alles daar bekyk. En laatmiddag het hy weer teruggegaan Betanië toe. En soos ek net gesê het, onthou die donkie speel 'n baie belangrike rol om alweer die atmosfeer te skep daarso. Is hierdie die vers wat jy nie moet mis wanneer jy hierdie gedeelte lees nie. Want Jesus gaan tempel toe. En dan gaan hy terug Betanië toe die volgende dag. Dan gebeur die dinge. Dan kom Jesus na hierdie tempel toe. En hy vleg gesweep. En hy jag die diere uit die tempel en van die tempelplein af. Al die ouens wat hulle geldtafels daar sit wat geld wissel, want jy kon nie Romeinse geld gebruik het, Griekse geld gebruik het in die tempel, jy moes Joodse geld gekry het. Sê ja, was 'n wisselkoers ook gewees. Gooi hierdie mense se tafels om. Dis nie dat hulle verwag nie. Jesus moet die Romeine aanvat. Hy moet nie kom in die tempel kom reinig nie. Hy moet nie mense uit die tempel uit. Ek het een keer, ek sal dit nooit in my lewe vergeet, was 'n tema gewees van 'n preek. Wat seker die grootste reaksie wat ek in jare gesien het. Want die tema van die preek was, dit verwag jy nie in die kerk nie. En die tema was waar Jesus die tempel gereinig het. Kan jy dink dat iemand die volgende oomblik net hier aan ammonium saai in hierdie kerk? Goed, hier klap, van die tafel afklap, wat ook al. En goed omgooi, nou goed, ons het nie al daardie gebruike nie. En daar buite op die tempelplein nie. Maar dis wat Jesus kan kom doen. En nou is daar geen keer meer nie. Nou kom Jesus, en broers en susters, kinders, hier is so belangrik. Hier kom Jesus en hy kom wys dat mense 'n verkeerde idee en verwagtinge van hom het.
Hulle moet in lyn kom met wat God se bedoeling vir Jesus is, nie wat mense se bedoeling is. Jesus het gekom om 'n beeld af te breek. Om die beeld af te breek wat mense van die Messias sou gehad het. As 'n militêre, politieke verlosser. En 'n beeld te bou van 'n man wat aan 'n kruis hang, wat sy bloed op die grond trek. Geen keer meer. Selfs in Getsemane op die donderdagoggend, vroeg Vrydagoggend. Lukas beskryf vir ons dat wanneer Jesus gaan bid, ons ken die gedeelte net so goed. Dat Jesus daar bid, Vader, as dit wil is, dat die beker by my verbygaan. Want hy weet die hel mag kom. Hierdie is elke een se geweegde woord. Die hel mag kom. Want die hel is waar God in sy liefde nie is nie. Aan 'n kruis gebeur dit. My God, waarom moet U my verlaat? Dit is geen manier wat die som totaal van mense in hierdie wêreld ooit kan verstaan. Wat regtig die waarde van daardie opmerking was, van daardie vraag. En daarom wanneer Jesus nou doelgerig voortgaan, wil ek weer vir jou nooi sê, van die leertjies, jou nie, daar is ook elektroniese signs gepaard. Gaan in hierdie week, as ek weer eens mag vra, ontsê jouself iets. Net 'n klein opoffering. As weer kan besef, is vir die Here vir ons net verder te besef. Weer. Ek het nie vanmôre een stukkie nuwe nuus met die gemeente kon deel. Ek het net 'n groot voorreg om die woord van die Here te kan bring, wat ons almal al 'n keer gehoor het. En ons moet dit nie vergeet, die wêreld waar ons nou is. En daarom is dit so belangrik dat ons dat ook sal weet. Met Palmsondag was dit gebruik in die gemeente dat ons ook pannekoek eet. Wat ons graag in die gemeente doen, is om te sê, vat 'n pannekoek, maar nie vir jou nie. Vat 'n pannekoek en loop na iemand wat jy nie ken nie. Stel jouself aan hulle voor. Gee dit vir hulle. Ek moet sê net gou daar met my party van hierdie Sondag, ek het pannekoek gekry, want lyk almal ken my. Vat ek maar my eie. Maar dis 'n lekker gebruik wat ons in die gemeente het, ook om vir mekaar te kan, twee dinge te kan doen. Bietjie mekaar te kan leer ken, en die tweede is om vir mekaar iets te kan gee, dis waaroor dit gaan. So daarom baie dankie vir al die moeite wat ook gedoen is vir die pannekoeke, wat ons hierna dan kan ervaar en beleef. Hoekom 'n pannekoek? Ek wil gou vir julle sê, ons in die gemeente hou van feesvier. Pannekoek, net so 'n ding deegie, lekker ietsie. Dit was verskriklik vir Jesus, maar ons weet daar's 'n Palmsondag. So ons kan feesvier. Ons gaan nie uitspattig nou doen nie, ons gaan net met die pannekoek doen. Jy kan maar 2 ook kry as jy wil. Daar kan wees. Dankie, daar is meer as ek te maak vir elkeen. Vrydag, dan eet ons, vir my is die regte naam daarvoor. Dit is die enigste keer in die hele jaar wat ek dit eet, want ek hou nie eie vleeslik daarvan. Hot cross buns. Ek gaan nie die Afrikaanse woord en die Engelse woord beskryf om so mooi dan daarvoor. En weet julle wat eet ons volgende Sondag? Na die tyd, donuts. Nie sê 'n oliebol nie, 'n donut. Hoekom 'n donut? Die leeg af. En ons hoop weer as die, ek kan soms gou vir julle sê, ek weet daar's nou nuwe afrigters, maar 2 jaar kon ons dit nou nie gedoen het, maar gewoonlik met ons Paasfees, dan is dit, ek wil doenervleis as dit hier staan. Glo my. Kinders, wat kom rugby speel van Nelspruit af, hier by St. John's se week, kom hulle in ons kerk toe. Ek wil vanmôre vir julle sê, weet julle hoeveel van die kinders is nog jare na jare kry ek of 'n WhatsApp of 'n telefoonoproep en sê, oom, die binnekant is 'n strelitsie. En op Goeie Vrydag 1 jaar, as die strelitsie was al nie 'n blom aan. Op Paasfees, 2 dae later, 3 blomme oop. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kinders van daardie rugbyspan wat nog steeds vra, oom, is die blomme oop. So preek God vir ons. So is hy ons lewens betrokke. Kom ons sê vir hom dankie. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weer eens vanmôre die voorreg het om in 'n kerkgebou te kan wees. Die reën daar buite wat weer eens vir ons vir die dankie sê vir al die seën wat U oor ons uitstort. En dat ons dan kan weet, Here, dat U ook vir ons geestelik so sterk
Ons kon vanmôre stil word voor U, ons kon luister, ons kon hoor, die ou tyding, ook van die intog in Jerusalem, Palmsondag. Elkeen van ons, wat dit mag beleef, ook in hierdie week wat voor lê. Seën asseblief ook al die stof wat uitgestuur is, vir gesinne wat dit ook gaan gebruik vir die volgende 8 dae. Dankie Here dat daar mense is wat dit opgestel het, dat ons deel daarvan kan wees om dit te versprei. Kan sê, so kan ons ook elkeen van ons geloofslewe steeds groei. Aan U al die lof, U dank en die eer. Here, lei vir ons dan ook na Vrydag toe. Maar dankie dat ons weet, Vrydag is nie die laaste nie. Want die opstanding het op die Sondag daarna plaasgevind. Dankie, baie dankie daarvoor. Amen. Ons gaan die kollekte by die Heer opneem en dan wil ek vra dat hulle asseblief sal staan, die slotlied, so lied wat gaan oor Jesus. Het gaan alles net oor Jesus. Kom ons antwoord die Here op sy woord, ons sing dit saam.